Soveel meer, episode 11. Renata het vanoggend stemme gehoor, daar uit die rigting van die verste huisie in die kamp. Toe het sy ook gehoor hoe 'n engine van 'n voertuig lewe kry. Sy het vinnig na haar kombuisvenster gedrafstap en was net betyds om te sien hoe Adam se bakkie by die hek uitry. Andras en Josie was by, wat waarskynlik beteken dat die aantreklike swembadman sy ry gekry het. Nie dat sy kan agterkom hoe werk besprekings of verblyf hier in die Palekampie nie. Sy het gisterand vir Chanel geskryf. Het jy nie gesê dat hier nie ander mense kom nie? Nie dat dit haar sal pla nie, sy vra maar net. Chanel het geantwoord, dit is gewoonlik stil daar en dit is buite seisoen. Dit sal vreemd wees as daar nou mense is, maar sien dit in die volgende lig. Niemand wat daar kom, behoort jou te pla of te raak nie. Daar mag seker wel soms gaste of familie van die vriende van die familie inklok, selfs betalende gaste, net vir kort rukkies op 'n slag. Mense van die universiteit en natuurbewaring wat navorsing doen oor skaars en sensitiewe fauna en flora daar, maar gewoonlik mense wat graag op hulle eie wil wees. Sy wat Renata is, moet haar glad nie aan die vreemde stuur nie. Gaan aan asof sy alleen daar is. Daar is 'n reiskantoor op die dorp wat die besprekings van die kampie hanteer en Cecile het vir daardie persoon ingelig dat die groter huisie nie op die oomblik beskikbaar is vir verhuuring nie. Die enigste ander familielid wat moontlik belang sou kon hê by die kampie en die huis waaraan sy tuis gaan, het gekies om op 'n Kaap na Kaïro reis te vertrek, blykbaar vir ongeveer 3 maande. Vir die meeste van die tyd behoort jy dus eintlik stoksiel alleen daar te wees. Behalwe as dit dalk 'n padda, 'n watervoël, blomnavorsing of 'n sterrekyk naweek is. Of as Cecile se vriende van die universiteit vir 'n aand of 2 inkom. Maar hulle is gewoonlik stil, ordentlike en opgevoede mense. So vreeslik verduidelik Chanel, dat Renata amper lus is om haar stil te maak. Dit maak nie regtig saak nie, dit sal haar nie pla nie man, veral nie 'n stil, ordentlike en opgevoede man, wat soms klere uittrek nie, solank hy haar net nie sien nie. Kyk, die man is dalk 'n nudis, en dit is 'n geloof op sy eie, een waarvoor sy respek kan kry, as die persoon soos Adam lyk. Sy sal met daardie gesonde gewoonte van hom hier in die kamp kan saamleef, die versameling van Vitamine D oor sy hele lyf en vel. Die dat Renata nie vir Chanel noem dat die enigste ander besoeker tot dusver aan die kamp 'n naakwader was nie. Veral nie, omdat dit nie net haar ore aan die gloei gehad het nie. Net jammer dat 'n man se lyf in sy laat 40's op sy beste en mooiste is, en 'n vrou in haar 40's soos sy eerder voel om dit wat onder klere hoort, maar liewer net mooi daar te laat bly. En sy sal beslis nie aan iemand noem dat sy nou vreeslik teleurgesteld is om vir Adam en die werkers te sien gaan nie. Dit is dan die eerste wonderlike sonskyndag van dat sy hier aangekom het, en sy het gewonder of hy weer langs die swembad gaan verskyn. Maar nou trek Renata haar waterskoene aan, sit haar verkykerseband om haar nek en stap verby die ry huisies tot waar Adam tuis gegaan het. Daar stop sy vir 'n oomblik en kyk op na die stoep. Sy teken hom in haar gedagtes daar op sy eie stoepie. Wanneer sy terugkom van haar stappie langs die meer, sal sy haar sketsblokkie vat en die hele kamp teken. Hier is beslis genoeg inspirasie op Chrissie's meer om met potlood, pen en waterverf vas te vang. So hier en daar stop sy en kyk met groter aandag na die veldblommetjies tussen die grasse. In die modder langs die water sien sy spore van voëls, bokke, goggas en dalk 'n jakkals of 2. Volgens die boeke waarin sy nou al begin blaai het en dit wat sy op die internet oor Chrissie's meer sien, is die meer nie baie diep nie. Maar dit is ook nie so vlak nie, want jare gelede het hier selfs seekoeie voorgekom. Seekoeie het nie diep waters nodig nie, hulle loop op die bodem.
Terwyl Renata stap, verplaas sy die meer na die planeet van die hariges. Ligjare van hier af, wat jy binne 2 ure in die universiteit se tydskapsule kan bereik. Tegnologie raak beter. Die laaste proefkonyn het byna haarloos hier op die planeet 8 aangekom. En die hare op sy kop het nie veel meer gegroei as toe hy 1 miljoen ligjare gelede uit Gauteng met sy bakkie en al die ruimte ingepos is nie. Want sy het reg gekyk. Adam se bakkie se registrasieplate lees Gauteng, Gangster Paradise. Maar wat die navorsers van die aarde nie weet nie, is dat daar reeds 'n mensras op planeet Haar woon. Planeet Haar, want die mense hier is meerendeels vroumense. Mans is bitter skaars en word eintlik net gebruik om die voortbestaan van die mensras te verseker, waarna hulle hom sal gaar maak en opvreet om inteling te voorkom en om hom weg te steek vir die jong meisies. Daarom is mans 'n soort kommoditeit. Hulle ware word afgetap en na die tyd word hulle op hok gehou totdat hulle vet genoeg is om geslag te word. Vir 'n oomblik dink Renata aan haarself as Eva, aangesien Adam die enigste man is wat haar weer laat wens dat sy die heldin in 'n storie kan wees waarin hy die hoofrol vertolk. As hy Adam is, sal sy hom uit daardie hok gaan red. Voor Renata verskyn daar 'n bankie in die veld. Daar is 'n plaatjie op, in liefdevolle herinneringe aan Kees en Sunny verwy. Dit beteken dat sy dalk nou verby die grense van die plaas is waar sy mag stap. Sy kyk rond of sy 'n huis sien en toe gaan sit sy op die bankie om te rus, voordat sy terugdraai. Deur haar verkyker bespied sy die oorkantste oewer en 'n eiland dieper in die water. Dit kan Eva se eiland wees, daar waar die klomp vroumense gaan wegkruip vir hierdie vreemde kapsules wat mense na hulle planeet toe aanpos. Wanneer sy opstaan, is haar gedagtes weer by Adam. Sy, wat Renata is, sal nooit die hoofrol kan speel in hierdie eilandverhaal van haar nie. Sy is net te vaal, bleek wit en lank al verby haar verkoopsdatum. Sy sal vir Adam 'n ander Eva moet skep en skryf. Een wat mooi en jonk is, met 'n perfekte, red, skraal lyfie. Eva het avokadogroen oë en lang, raafswart hare, wat haar borste subtiel bedek. Nadat Adam homself uit sy kapsule bevry het en dit weer in 'n bakkie verander het, stap hy na die water om homself te gaan was. Hy stroop sy klere van sy lyf af, onbewus van Eva, wat half verskuil agter 'n struik staan en haarself min of meer aan hom vergaap. Sy weet dat dit haar beurt is om 'n baba vir die eiland van vroue te produseer. Na sy bad drapeer die man homself soos 'n standbeeld op 'n warm klip om droog te word. Hier is miskien die klippe van gewenste afmetings op Chrissy's meer nie, maar op Renata se eiland is daar toevallig 'n klipplaat presies hier reg voor haar, wat net mooi gaan werk vir die doel wat sy nou nodig het. Adam se oë val toe en hy raak op daardie einste klipplaat aan die slaap op die naad van sy rug. En Eva sluip nader en sy bekyk hom van kop tot tone, want sy het nog nooit 'n wese soos hy gesien nie. Die paar dae oue haartjies op sy kennebak, daar is niks borste nie, maar 'n paar verdwaalde haartjies tussen sy klein borsetjies, net genoeg om hom vreeslik sexy te maak vir haar. Toe kyk sy na die man se naaltjie, en toe kyk sy na dit wat onder sy naaltjie verskyn, daardie stukkie gereedskap wat sy van hom sal benodig om haar rol as Eva en ma te vervul. Die versoeking is nou groot om daaraan te vat, om te sien hoe die kontrepsie nou eintlik gaan werk wanneer die tyd reg is.
maar typiese vroulike wese, wat vir jare aan die natuur oorgelaat is, en nie eintlik verfynd in die westerse wyses van hofmaak nie, ruik sy eers daaraan. Toets sy dit met die punt van haar tong, en iets gebeur daarmee. Daar is 'n merkbare vergroting in die verskynsel, wat haar nou so fascineer. Die ding staan reguit soos 'n stok. Sy sit regop en kyk na die manlike wese wat daar lê. Toe kyk sy na sy gesig. Is daar dalk nou 'n glimlag rondom die mondhoeke van iets wat oomblikke gelede ontspanne in sy aantreklike gesig was? Eva buig vooroor en toe raak sy sag met haar lippe aan sy mond. Maar wanneer sy oë onverwags oopgaan en hy 'n hand na haar toe uitreik, trek sy verskrik terug. Sy draai om en hardloop die meer in. Sy swem met gemaklike hale weg en toe verdwyn sy kop eerste onder die oppervlakte van die water. Adam is oombliklik op sy voete. Hy wil induik, haar agterna sit en verseker dat sy baie welkom is om aan te gaan met die speelietjie waarmee sy mos begin het. Hy is wel deel van 'n eksperiment, en as 'n paar van hierdie wonderwesens soos sy in sy lewe verskyn hier op die nuwe planeet, en dit een van sy take gaan wees, is hy vreeslik gewillig om aan die eksperiment deel te neem. Maar die watervrou kom nie weer op vir suurstof nie. Of sy het verdrink, of daar is 'n hele koninkryk van hulle onder die oppervlakte van die meer, maar Adam het nog nooit van hulle gehoor nie. Verlang staan hy daar. Sy liggaam wys dat hierdie vreemde interaksie hom nie onaangeraak gelaat het nie. Hy moet haar eenvoudig een of ander tyd weer sien. Sy het pas 'n vuur in hom aangesteek, wat nie van self sal uitwoed nie. En daar raak Renata haastig om terug te stap na haar houthuisie toe. Sy weet, sy moet 'n paar makramies ook gaan knoop, maar eers wil sy gaan skryf. Sonder enige twyfel weet Renata dat dit die volgende episode van Tatika se planeet van die hare se storie gaan wees. So seker is sy dat Adam waarskynlik die misdaad toneel verlaat het, dat Renata nou openlik terugstap. Op 'n stadium lig sy haar verkyker op om die eiland daar in die meer nou uit 'n ander hoek ook te bekyk. Dalk is daar 'n ingang waar die vrouens in verdwyn. 'n lastige windjie gryp haar blouse en haar hare, maar haar aandag is daar op die plek waar Eva waarskynlik nou vir al haar vroulike maters vertel, dat sy pas die een ontmoet het, wat van haar 'n vrou van die eiland gaan maak. En toe is dit asof iets vir haar sê, ontwaak jou slaapkous, dalk is daar van iewers af 'n paar oë op jou ook. Die goeie vee van die planeet van die ape het hom dalk teruggepos, want daar sit hy, Adam met sy lang kanon, by 'n tafeltjie op die stoep van die laaste huisie, asof hy nooit weg was nie. Adam sit die kamera versigtig langsom op die tafel neer, asof hy pas na iets deur die lang lens gekyk het en dit op 'n film vasgelê het. Is skaars watervoël dalk 'n mahem? Daarna sy aandag by 'n rekenaarskerm voor hom. Renata wonder nog of sy moet kyk wat hy dalk gesien het, maar toe besluit sy nee, voordat hy haar sien, stap sy eerder haastig agter 'n struik in. En toe kyk sy vinnig om haar rond. Sy kan basies ongesiens agter die huisies verby beweeg, tot by huisie nommer 1, saggies, sonder om takke en blare te versteur. Eers toe sy by die onderpunt van haar trappe kom, kyk sy haastig terug na die man, wat nou met haar rug na haar toe sit, en daarna laat spaander sy teen die trappe op. Uit die bloute het Chanel nou skielik meer manlike skrywers as vroulike skrywers, blom die vrou in haar e-pos aan Hugo. Sy vra darm in die volgende paragraaf, hoe gaan dit met jou en waar bevind julle toergeselskap julle nou?
Dit gaan hemels dankie skoonsus, ek is iewers in Afrika. Nou maar mooi, swaar. Ek is bly dat jy daarom gereeld jou e-posse ontvang en die skrywes wat ek vir jou aanstuur. Dit help as 'n mens Starling het, antwoord hy. En die lekker is dat hy sy eie ligging op sy rekenaar en selfoon kan afskakel. Of herlei, het hy nou die dag met Google agtergekom. Dit is wat scammers ook doen. Die dat sy selfoon nou wys dat hy in Hwange in Harare is, op sy rekenaar ook. En hy gaan 'n hele ruk daar bly. Dis nice daar hoor. He. Sy kinders sê, "Pos foto's van die natuurlewe." Hy sê, "Nee man, nog nie eens begin foto's neem nie. Ek sal ander dag." Maar hy het wel foto's geneem, dink Hugo in sy enigheid, en sy oë val op die kamera wat daar by hom op die tafel lê. Nou net van 'n aantreklike vrou wat oënskynlik diep in haar eie wêreld vasgevang is en tydelik verskriklik mensskie is. Of is dit spesifiek mansskie? Maar wat ook al die geval is, dit pas hom. Hy is hier om alleen te wees en te werk. Sommers so 'n bietjie instandhouding in die kampie ook gaan doen. Hoogtyd, want een of ander e-pos wat hy nou op sy laptop sien, is van die besprekingsdame hier in Krissiesmeer. Sy weet dat nie hy of Cecile op die oomblik in die land is nie, maar sy 2 pare wat graag die naweek wil inkom om die omgewing daar langs die meer te kom verken. Hulle gebruik huisies 4 en 5 en sy het sommer met Josie gereël om te kom skoonmaak. Sy, wat besprekingsdame is, sal Vrydagmiddag self inkom en seker maak dat die mense hulle akkommodasie kry en dat alles reg is en dat die gaste alles het wat hulle benodig. Die mense hoef nie bekommerd te wees nie, sy verdien haar kommissie. Goed dat hy weet, besluit Hugo, dan sal hy môre en donderdag so bietjie timmer en verf daar en sorg dat hy Vrydagoggend baie vroeg in sy bakkie klim en sorg dat hy die hele naweek elders is. Malelaan Kampie, Kreurwiltuin, hier kom hy. Hy maak sommer dadelik sy bespreking. Daarna lees hy pligsgetrou die hygstorie wat Chanel van hom aangestuur het. 'n Storie uit die oogpunt van 'n man met die skuilnaam Tovenaar. Tovenaar se vrou het vir hulle 2 kaartjies gekoop vir een of ander sangoptrede. En daar stuur mevrou se werkaar weg vir 'n hele paar dae. Sy vra baie mooi dat Tovenaar, haar vriendin moet gaan oplaai vir die geleentheid. 'n Vriendin wat 'n seksie en wulpse nooi is, wat 3 maande gelede geskei is van haar man. Tovie se vrou is nie bekommerd om die 2 saam na 'n romantiese konsert te stuur nie, want sy weet dat manlief nie vir Fiona kan hanteer nie. Fiona praat te veel. Maar Fiona praat nie as haar hande en haar mond besig is nie, die dat Tovie haar laat begaan toe sy die 3de lied onder die tafel verdwyn en haar hande en haar mond met belangrike sake besig raak terwyl die konsert om hulle aan die gang is. Dit is nou wel sake wat aan sy eie lyf vas is. Een van hulle ander vriende kom verby en sê, "Ai, ou Tovie, is jy nou so waar alleen hier vanaand? Wil jy nie daar by ons kom sit nie, man?" "Ja, die vrou is weg vir werk, maar hy sou kuier by hierdie tafeltjie, dankie." En toe die ligte vir lied nommer 4 gedoof word, is hy die een wat op sy hurke tussen Fiona se kniekoppe beland. Uiteindelik is hulle albei onder die tafel in 'n bedrewe koppeling, toe hy die stem van sy vriend daarbo hoor. "Ag, sy man, lyk my ou Tovie is toe maar huis toe. Is regtig nie lekker om hierdie soort funksies alleen by te woon nie." Word vervolg.